Goeienaand. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Te midde van onbeskryflike pyn, vasgespijker aan die kruis, hoor ons Jesus vir die eerste keer praat. 'n Mens sou verwag dat hy vir homself sou bid. Vir verligting, vir krag, vir uitkoms. Maar sy woorde verras ons diep. Hy bid nie vir homself nie. Hy bid vir ander. Vader, vergeef hulle. Dit is die hart van ons Here Jesus. Selfs in sy lyding dink hy aan sondaar mense, die einste mense wat hom kruisig. Hy tree op as middelaar, as hoëpriester, as een wat intree vir skuldiges. Wat sy hart van vol is, word 'n gebed uit sy mond. Hy begin met Vader. Selfs nou bly sy verhouding met God intiem en ongebroke. Die pyn, die spot, die onreg het nie hierdie band vernietig nie. Hy spreek God aan met vertroue, soos hy sy disippels geleer het om te bid. Vader. Die inhoud van sy gebed is aangrypend. Vergeef hulle. Hier lê diep betekenis. Hierdie vergeef dui nie hier op die onmiddellike vergifnis nie, maar eerder op uitstel van oordeel. Dit is asof Jesus pleit, Vader, moenie nou oordeel nie, gee nog tyd, verdra hulle. Waarom? Omdat die verlossingswerk nog nie voltooi is nie. As God op daardie oomblik sy regverdige oordeel sou voltrek, sou daar geen hoop vir die mense, ook nie ons mense gewees het nie. Jesus moet nog sterf. Hy moet nog die straf op die sonde dra. Agter hierdie gebed lê 'n stille, 'n diepe smeeking. Vader, laat die oordeel wat hulle verdien op my neerkom. Laat ek die kruis dra. En hierdie is die hart van die evangelie. En dan voeg Jesus by, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit beteken nie dat hulle onskuldig is nie. Elkeen, die Joodse raad, Pontius Pilatus, die soldate, die skare, almal dra skuld. Hulle het doelbewus verkeerd opgetree. Maar tog verstaan hulle nie die volle omvang wat hier voor hulle gebeur nie. Hulle sien nie dat hy besig is as die seun van God om gekruisig te word vir hulle nie. Maar hulle bly skuldig. Dit is juist daarom dat Jesus om vergifnis pleit. En Jesus se gebed word verhoor. Eerstens onmiddellik. God oordeel nie daar en dan nie. Die kruisiging moet eers voortgaan. Jesus moet die volle pad loop tot die einde toe. Daar is ook 'n tweede verhoring. Daarin dat God genadetyd gee. Selfs na die kruis volg opstanding en hemelvaart en Pinkster en word die evangelie verkondig. Selfs aan die wat hom gekruisig het, word dit verkondig. En van die duisende wat tot geloof kom, is daar ook van die wat daar by die kruis gestaan het. En hierdie gebed van Jesus en die verhoring daarvan leef genadiglik tot vandag toe voort. Want ons leef ook in genadetyd. Die feit dat God nog nie finaal kom oordeel het nie, beteken daar is nog kans om te bekeer. Nog kans om deel te hê aan die vergifnis van Christus. Hierdie kruiswoord roep ons op tot veral 3 dinge. Ons moet besef, ons leef uit genade en uitgestelde oordeel. Ons moet glo, Jesus het die straf gedra vir ons sondes. Ons het vergifnis ontvang en ons moet getuig, want die wêreld rondom ons weet nog minder as ons nie wat hulle doen nie. Hulle het die evangelie van vergifnis soos ons nodig. Luister na hierdie eerste kruiswoord en leef daaruit en bid dit saam. Vader, gee nog genadetyd. Vader, vergeef
want ons weet nie wat ons doen nie. Goeienaand.